Jan, Dominee Jan, baie welkom by Studio State, 'n free space. Ja. So dit is 'n vry plek om sommer net te gesels. Jan, ons objektief hiermee is om die gemeenskap van mekaar te laat weet. So ons het gesels met mekaar dat mense weet wie is hierdie persoon en waar kom hy vandaan, en ons glo as Studio State dat dit gemeenskap by mekaar bring. Lekker. Ek gaan nie die waarvoor die perde inspan nie, maar jy's 'n gemeenskapmens. Maar kom ons begin by wie is jy? Waar het jy groot geword en ja. Ek is in die Kaap gebore. Verlang was dit my beste positiewe eerste stelling oor myself. Gelukkig is daar nou ander. Waar in die In Kaap? Bellville, agter die polisiestasie, in die klein rytjieshuisies. My pa was by Total, by die oliemaatskappy. En en ek was 2-3 jaar toe het my pa bevordering gekry, Kroonstad toe in die Vrystaat. Okay. En ek het, ons het so Kroonstad toe getrek, en my pa was die bestuurder van die groot Total Depot op Kroonstad. Hoeveel kinders? 3. Wel, op daardie stadium was ons 2. So ek en my sussie was 'n baba toe ons getrek het. En, Is dit die sussie wat die hele Bethlehem ken? Ja, Elna? Elna getroud met Connie, die Die Majestic oud hoof skoolhoof. van, ja, hy was die oud hoof hier van Clarence ook. Ja. Dit was ongelooflik, Ja. en Elna was 'n ongelooflike Engelse onderwyseres Ja. by Voortrekker. Ja, en jou ma? My ma, hy kom uit Oos-Transvaal uit, Pretoria gewerk, my pa ontmoet, saamgetrek Kaap toe, en sy was maar administratiewe werker haar hele lewe. En toe is jy op Kroonstad op skool, laerskool, hoërskool. Ja, wat eers gebeur het is my pa is in 'n motorongeluk dood toe ek 4 jaar oud was. Wat nogal ons hele situasie, hoekom presies is ek nie seker nie, want ons het 'n groot huis gehad in Suidrand, maar my ma het in 'n woonstelling getrek en eintlik ankers verloor in die proses, wat ek kan verstaan. Absoluut. Sy sê altyd, sy was 'n eenvoudige plaasmeisie en hy was hierdie ou wat alles georganiseer het. So, en sy is weer getroud met 'n stiefpa, en dis waar my tweede sussie vandaan kom, met die tweede huwelik uit. En dit was 'n disfunksionele huwelik. Van 6 jaar oud tot ek 17 in matriek was. Ek het na my matriekeksamen het ek saam met my ma Bloemfontein toe gery vir die egskeidingssaak. Maar dit was 'n gewelddadige, Sommer 'n kouer hulle. disfunksionele, jy weet, ek het lank met tieners gewerk, en ek het soveel begrip en empatie vir absolute chaos. Jy weet, Ja, geweld. het jy as 'n kind al met dit tipe van gedeel, of was dit later in jou jare wat jy regtig heling daaroor kon kry en kon terugkyk? Ja, as 'n kind het jy maar oorleef, jy weet, Absoluut. tussen die geweld deur, en jy weet, dis nou tipies jou kindertrauma, adverse childhood events, jy weet, wat jy as 'n kind maar eintlik berg, steek het weg. As 'n tiener, wat dan nou gebeur is, as 'n tiener word jy gestand. Jy weet, jy kan nie, ek het in standaard 4-5 nog 90% gemiddeld gehad, en standaard 9, graad 11, 47% gemiddeld, en wiskunde gelos, want toe het ek besluit om te gaan studeer, om matriekvrystelling te kry. So ek was 'n disfunksionele tiener in die hoërskool, randfiguur, muurblom, skaam, oorgewig. Ja, dit wys wat is die uitwerking, direkte effek, ja. Nee, later in my studentelewe het 'n belangrike faktor bygekom wat my gehelp het om te navigate, maar ek het letterlik eers in my 40's effektief gedeel met die trauma. Wow, so kom ons gaan terug. Jan, het jy op skool al besef jy gaan teologie swat? Waar het die studies vandaan gekom? Ek het op petroldampe gestudeer, ek het nie geleer nie. So, biologie het ek 50% gekry, maar ek het nie 'n boek opgemaak nie. Wiskunde het ek 2 somme gedoen, maar in graad 11 het ek so 23% gemiddeld gekry en toe besef ek, wat gebeur het is, ek was in standaard 7, graad 9, toe ek is altyd kampe toegestuur in die vakansies om uit die huis uit te kom, weg van my stiefpa af. En ek het my lewe vir die Here gegee in standaard 7, toe ek 15 jaar oud was, op 'n kamp by Mooi Genoeg in Bloemfontein. Wow.
ek het toe en nou navigate jy nou maar hierdie nuwe verhouding met die Here en jy weet ek is in die ou NG Kerk is maar styf en vas, daar's nie regtig plek vir 'n jong ouetjie wat sy hartseer is nie en in graad 11 het ons een oggend skool toe gery en by die robot van by Kroonstad Hoërskool by Rytstraat, reg vir die skool. Toe tussen die Esbrug en die robot het ek gehoor ek gaan predikant wat verstaan, beleef. Ek het al baie sulke ervarings later in my lewe gehad, want ek weet, dis nou die Here wat hierdie vir my sê, ek hoor nie stemme en goed nie, ek weet dit net. En ek sê dit vir my ma by robot, mamma, ek gaan 'n dominee word, ek gaan universiteit toe. En op daai stadium het ek horribly gedoen in my skoolwerk en my ma het soos 'n goeie moeder gesê, ja, dis reg my kind, het jy jou kos ingepak, jy weet niks in die lyk. En ek het vinnig het ek my sokkies opgetrek. Wel, ek het toe vir meneer De Tooy gaan sien, en ek het toe besef, ek gaan nie vrystelling kry met die vakke wat ek het nie. En toe gaan sien ek meneer De Tooy, en ek was 16 jaar oud in graad 11, en toe sê ek vir hom, ek moet my vakke verander, en ek los toe wiskunde, jy kon nog wiskunde los, en ek vat geskiedenis, was in dieselfde groep, en ek gaan standaardgraad toe in rekeningkunde en in skynat. En my biologie en geskiedenis ek toe op hoërgraad. En dit bring jou toe by studies uit? Ja, meneer De Tooy sê vir my, hy het seker krompvingers gehad, en sê vir my, ja, maar weet ek, dat ek eintlik tot baie meer in staat, dus sê ek, meneer, ek moet nou besluite neem. Ek sê terugdink, kan ek nie dink dat ek is 'n jong kind, en toe het ek met vrystelling geslaag, tot die skok van my ma, moes al lawe, en ja, toe ek op Wing in 'n Prayer, Bloemfontein toe met 'n kerkbeurs, en hy help mekaar, en 'n geldjie, en 'n koöperasie Kroonstad vakansiewerkie, en ja, so dit was jy het eintlik dan dit wat jy gevoel het en gehoor het rondom jou roeping gaan doen as dominee. Dit was in apartheidsjare. Hoe het jy gedink, het jy daai tyd al gedink, jy weet, wat gaan ek as 'n dominee in hierdie politieke stelsel doen, of is dit net 'n werk en my liefde vir die Here? Ja, ek het nie so daaroor gedink nie. Ek was in 'n wit skool, in 'n wit dorp. Susan wat ons huiswerker was soos 'n tweede ma vir my. Maar die res was net normaal. Ek hoor jou. Toe ek vroeg in die hoërskool was, kom ons sê graad 7, graad 8, onthou ek baie helder, eendag het ek by die padkafee, by die Total Garage, oor kan die toeriste hotel gestaan, en die kafee het 'n venster gehad, vir swart mense om te koop, hulle mag nie ingekom het nie. En ek was binne, en toe het 'n baie goed aangetrekte swart oom ingekom en in die rak het geloop, en die tannie wat agter die til gewerk het vir hom gemash hoor. Wie dink hy is hy om eintlik hy moet by die venster kom staan. Hy het baie ordentlik uitgestap, en ek het in die rak gestaan, en ek het gedink, ja, dis 'n taue tannie hoor. Sy is alright. Ja. En dit was die wêreldwaarde groei ertjiesop van apartheid. Jy weet, ek het jare later by verskillende plekke gepraat as 'n wit Afrikaanse middeljarige man, refleksie gedoen met 'n gemengde gehoor. En dan het ek altyd gesê, ek is nie so seer geaffekteer deur apartheid soos van ons ander landsburgers nie. Maar ek is diep geïnfekteer daardeur, in die sin dat ek jy weet, dit het eintlik tot in my honneurs in sielkunde in UPE 10 jaar later, 26, waar ek sekere insigte gehad het. Ja, kritiese denke kon en vir die eerste keer saam met swart kinders in die klas was, jy weet. Ja, daai indoktrinasie is maar 'n ding wat... Om terug te kom na daai tyd, jy weet, dit was, Bloemfontein Universiteit was wit en Afrikaans. Dit was 'n voortrekkerkamp. Dit was die wêreld. Waar was jou eerste werk, nadat jy studeer het? Port Elizabeth. Ja, Port Elizabeth. So, ek het vir Here gevra, ek weet ek is so begenadig deur my studiejare op soveel verskillende maniere goed deurgekom het, ek nooit moes deurgekom het nie, dat ek vir Here gesê het, ek wil nou nie baie vra nie, maar as ek mag vra, kan ons ergens in ons lewe by die see wees? Kan ek nog so 'n bietjie waterpolo speel? Want ek het toe nou net op die kruin van die golf gewees met die waterpolo. En as dit kan my vrou by 'n privaat praktyk werk. Want sy het nou daai tyd het sy by 'n skool gewerk en by die hospitaal en is jy toe al getroud? Ja.
En dis toe one shot, dis ons eerste one shot. En my vrou kom van die Oos-Kaap af. Toe ek vir haar sê ons gaan pie toe sy baie gelukkig. Vat my vinnig deur jou vrou ontmoet en dis die ander faktor wat ek nou van gepraat het. Ek het haar in my eerste jaar ontmoet by 'n eerstejaars leierskamp. Ek het voorgegee om 'n leier te wees. Ek was nie regtig was nooit regtig dit nie. Ek moes dit word. En maar die voorgee het gewerk in die koshuis en ek is toe op die kamp en sy was ook daar. Sy was hoofmeisie van haar skool. Hester. En ja, toe het ek haar gesien in haar strippies jean, 80s style. En gedink that's it. Vir haar roomys gesteel middagete. Sy was mal oor roomys. Nou nog. En ja, uitgevat aandiens toe, die veilige opsie. En by Mooi Meisiesfontein gaan sit en my baadjie vir haar oopgegooi. Pragtig. En dat was dit. Tot sy my in September gedamp het, omdat ek very onvolwasse was. En sy het gedink ek moet net kom kuier en koeldrank drink en net vriende wees, dat ek net bietjie kan bykom. Maar ek is toe nou in die damps en toe het ek al later gevra vir 'n formele huisfunksie. En dan net weer nooit uitgevra nie, totdat ek al gevra het om verloof te raak. Net om die risiko te neem met sy met die kondom. Pragtig, ek is mal daaroor. Ja, jy het geweet dat jy wil hê. Ja, ek sit toe in die kursus en ek sê luister, ek moet daar sit baie sterk realisme in my menswees, want ek van toe af al. So te kyk, jy moet of ophou jouself jammer kry, want ek het toe nou Hebreëus gaan staak, want ek sê dis haar skuld, want ek kon nie swat nie. So jy moet ophou jouself jammer kry, en ander mense die skuld gee, of jy moet besluit, jy moet hierdie girl los, of jy moet haar jag. Ja. En haar kry. Dit is dan nou die ander. En dan as jy dit nie reg kry nie, dan hou jy en jy heel klaar en jy gaan aan. Wonderlik. So dis die storie. Dis julle Port Elizabeth, sê vir my vinnig waar het julle gegaan, want ek wil by Clarence uitkom. Port Elizabeth, jeugleraar met of medeleraar met opdrag jeugbediening. So ek het soos Batman gewerk tot Vrydagmiddag 12:00 cufflinks, das die hele werke. 2 uur bootshorts, T-shirt, stephaartjies tussen die jong mense, radioprogram gedoen op 'n Sondag aand, volwasse jeug gedoen op 'n Sondag, by die CSV betrokke geraak, full on jeugbediening, myself doodgewerk. Jy weet, dit was deel van my trauma verhaal, is jy weet, oorprestasie. En my vrou en my kinders, jy weet, ek was nie regtig present in die sin dat ek verstaan het wat dit wees om 'n pa te wees nie, maar I muddled along. En my vrou is die faktor wat al die gom om mekaar hou, jy weet, wat met my geduld gehad het. En dit gekanaliseer het. Ja, so Port Elizabeth, toe het ek baie sterk begin beleef dat die Here my roep, toe het ek begin vra wat, is this as good as it gets? Ek is in die bediening en dis wat ek gaan doen. Ek gaan by die bazaar sing en ek gaan afslaer wees en ek gaan die tannies met die pershare love my, en toe het ek so vir 2,5 jaar reg die Here se wil gesoek. Toe die Here my gesê, jeug. Toe het ek langs die kort by die CSV beland, 2,5 jaar, amper 3 jaar by die CSV gewerk, high impact inspuiting van culture en toe ek nou deur daai honeursjaar wat my apartheids, my insig in my eie apartheidsdenke gekraak het. So toe ek in Soweto en ek is oral rondom Johannesburg en Pretoria in die townships in. Wow. En die Here het my geleer om in die townships in te operate veiliger daar as in die stad. Swart personeel gehad, was awesome. Eerstes Winkelspruitkamp gehou met 'n swart spreker wat saam met my gepraat het. Vir 'n ander wêreld. Ja, dit het net oopgegaan. Ja. So in Pretoria, tawwe tyd gewees, min geld gekry, goeie gawe Christen prinse wat ek nie kon vertrou nie, goeie leerproses, swaar gekry. Ek was depressief, my vrou het pille gedrink, jy weet, iets in daai lyn. En dus ek Technikon Pretoria toe, op 'n wonderbaarlike manier. Is 'n lang storie wat ek nie nou gaan deel nie. En toe die Here my op 'n eiland gesit met 17 studente in die diens en 'n reset, totale reset en ek sê toe al, ek sê nou maar, want ek het toe nou uit die groot droom uitgeval, wat maar deel was van my trauma storie. En toe begin ek van ground up met disipelskap, interkultureel op die kampus, al die weird and wonderfuls, die kunststudente en die ingenieurstudente, en bou, jy weet, word deel van 'n bediening wat groei in 2-3 jaar van 20 na 300-400 studente op 'n Sondag aand. En toe beroep Pierre van Ryneveld my uit die bloute uit. En dis die pos wat ek wou gehad het 8 jaar terug, wat ek toe nou eers voor reg is. Ja.
En toe is ek jeugleraar vir 6 of 7, 8 jaar, groot voorstedelike gemeente. Omskommelings, chaos, leierleraar van weg, ek is die enige voltydse ou, moet my jeugbediening en my wat ek besig is, alles drop in 'n aand. Ek het 'n nag nie geslaap nie en die volgende oggend my young adult leier gebel en gesê, wil jy die jeugleier van ons gemeente wees, want ek moet uittreë. En toe het ek die leierskap van die gemeente geassume, want daar was nie iemand anders nie, vir 5 jaar bloed uit 'n klip uitgetap, met 'n kerk wat gewoond was aan 'n ou wat 25 jaar lank al was. Sure. En toe deur alle forme van chaos gegaan, en op die laaste 5 jaar, tussen 2015 en 2020, het ek 5 solid jare gehad as, jy weet waar, ek gevoel het ek is in die game. Ongelooflik, en van Peer van Ryneveld af Clarence toe. Hiernatoe. En toe, in 2016-17, toe ervaar ek weer daai ervaring dat die Here vir my sê, die tyd is om. Hierdie leierskap is verby. En toe het ek begin gereed maak, maar voluit gewerk aan 'n proses in Peer van Ryneveld. Wonderlike kollegas, wonderlike gemeenteleiers, en aansoek gedoen vir die pos einde 2019. Toe is die pos toegemaak weens COVID, voordat ek nog regtig eens vir my vrou kon sê, hoorie, ons gaan dalk Clarence toe. En Julie gehoor, die pos is weer oop, ek op die kortlys, en toe sê ek uit 6 uit beroep. Die enigste ou wat uit die stad uitkom. Jy weet, toe Marlon my bel, toe sê ek vir wel, ek het nie nou vir iets om te sê nie, dis vreemd maar. Was jy bly? Was jy opgewonde? Was dit op daai stadium, was dit ek was nie dis moeilik om te beskryf wat ek gevoel het. Ek gevoel dis reg. Dis wat ek gevoel het. Ek het in 2019 met 'n klomp kerkbewegings het ek 'n uitbrandingservaring gehad, jy weet, en ek moes daarvan reset en myself herbou, en ek was, dit was die uiteinde van my eie traumaverhaal hantering. En ek het eintlik heel geword en gevoel ek is reg om vorentoe te gaan. Sure. En toe beland ek in Clarence. Ja, Jan, dis so wonderlik, jou passie en jou hart vir gemeenskap. Ek dink jy breek baie stigmas rondom NG Kerk. En ek dink dit is so 'n wonderlike plek. Clarence op sigself, jy weet, ons het 'n wonderlike gemeenskap in die township. Ons het baie Engelse mense, Afrikaanse boere. So dis 'n dinamika hier wat uniek is. En jy het hier ingeklim en jy het so 'n hart vir gemeenskap. Wat wonderlik is, daar's stigmas rondom die NG Kerk. Ek gaan nou by gemeenskap kom. Wat se stigmas dink jy is daar, breek jy af? Doen jy dit met opset? Of leef jy net jou ding? Is almal welkom by die NG Kerk? Kom ons sluit net so half die NG Kerk af voordat ek het 20 jaar het ek in die twilight zone van jeugbediening gewerk. Rondom al die structures. Jy weet, in die sin dat het tannie eendag vir my gesê het, of 'n ma my eendag gesê het na erediens, hi Dominee Jan, is so wonderlike dat daar mense is soos jy wat nooit groot word nie, dat hulle vir ons kinders kan iets beteken. Sê, baie dankie, ek dink ek verstaan wat jy bedoel. So ek het op 'n manier onaangeraak van tot die minste moontlike skade in kerkstrukture gehad. Ek het net doodgewin nie daan, jy weet, ek het 'n kortbroek en plakkies gedra en net gesê ek gaan nie. Jy gaan jou gang, ja. en so, jy leef jou mense. En die wêreld van tieners en studente is ongenaakbaar in terme van authenticity. Ja. Ja, jy weet, as jy konsertjie hou, kan jy vergeet. Dit maak baie sin. Ja. Dit maak baie sin. En so het ek in leierskap beland, terug in die hoofstroom, aanhalingstekens, in Peer van Ryneveld. En maar net weet, dis missionaal, dis relational, dis dis eerlik, en dis kerk. En dis oop. So ek dra nou vir amper 30 jaar nie 'n das nie, en ek dra netjies 'n swart jean in die kerk, en ek het Clarence toe gekom daarmee, en ek weet die vorige dominee het 'n pak tere gedra, en ek het net, weet, ek doen dit net nie. Ja. En dis nie om rebels of snaaks of iets te wees nie, dis om ek aan myself te wees. Absoluut. Want ek dra nooit 'n pak klere nie, behalwe as ek 'n Oscar gaan kry eendag. Ek wil jou vra oor die aanspreekforum dominee. Ek as Kate Rock hou daarvan om partykeer gesprekke op 'n tafel te sit en te gaan, jy weet, daar's dinge wat ons waaraan ons moet sif. So
die Afrikaner en klassisme is nogals vir my 'n tema. So ek het nogals 'n ding om nie noodwendig vir 'n dokter te sê of 'n dominee nie. Hoe voel jy daaroor? Die aanspreekvorm? Hester se familie het sê nie oom en tannie nie. En daar's broers en susters se kinders. Hulle sê mense op hulle naam. My kinders het dit ook geleer. So my kinders sê nie oom en tannie nie. En ek sê ook nie vir ouer mense oom en tannie nie. Ek noem mense op hulle naam. Dis vir my 'n vorm van respek. En as iemand vir my sê, hoorie dominee, dan sê ek, hoorie, ekskuus man, wat se werk doen jy? O, jy's ingenieur. Jong, as ons nou mekaar op die beroepe gaan aanspreek, dan moet ek jou nou ingenieur Versagie noem. Ek weet nie hoe dit gaan werk. So, en ek verstaan mense se respek. Ja, dis nie regtig respek nie. Hulle dink so. Dis niceness, dis ordentlikheid. Ja. Respek is baie dieper as dit. So vir my is dit irrelevant. Dis wat wil invul. Mense sê, my kind sê vir jou, Tannie, want hulle het respek vir jou, en dan sê ek glad nie, dit lê nie in 'n woord nie. Hoe hulle my behandel, gaan dit vir my wys, en dis hoekom ek daai forme wil wegbreek, want ons moet by die regte, die egtheid uitkom. Ja, so ek maak nie 'n bugbear daarvan nie. Soos iemand van my wil dominee sê, en dit is vir hom of vir haar gemaklik, is dit fyn. Maar ek as mense regtig kwaad is vir my, dan sê hulle ook vir my dominee. Maar wees eerlik, dan kan jy van sê wat jy wil. Ek hoor jou. Jan, waaroor is jy passievol? Ek dink oor Jesus. Ek het seker 10-15 jaar van my werk in P. Verheyneveld deur my kollegas en deur oorseese ouens wat mee te doen gehad het in navorsing wat ek oorsee gedoen het, in reise oorsee, en mense in ons land blootstelling gekry het aan om deur te breek oor wat kerk is. En 'n kerk is Jesus. Al die godsdienst het 'n klomp ander fasette, maar kerk of geloof is Jesus. Godsdienst het denominasies en hulle het gewoontes en tradisies en allerlei goed. So ek is opgewonde oor Jesus. Ek probeer vir myself, ek probeer leef voor die aangesig van Jesus. Ja. En dit het implikasies vir hoe ek alles doen. Dit het implikasie oor hoe ek in my gesin operate, in die samelewing, hoe ek lei in 'n geestelike gemeenskap, jy weet, so en omdat ek nie deur die tradisie gevorm is nie, of ek moet nie sê tradisie is 'n goeie ding, deur die strukture gevorm is nie. Ja. Voel dit vir my, ek navigeer deur dit en probeer, en vir baie tradisionele NG mense is dit geweldig ontblotend. Ek kan dink. In my heel eerste gemeente het ek 'n naamlose briefie gekry van iemand wat gesê het, ek is te persoonlik. En getrou aan myself op daardie stadium, ek was 'n jeethoof, ergens met 'n ou bietjie wille onkruid saai, anders kan jy later in jou lewe regop staan nie, maar toe vat ek die briefie wat ek opgevrommel het, en ek hou hom so in die kerk op die kansel, en ek sê, iemand het my hierdie naamlose brief gestuur, en hy sê die volgende, hy sê, ek vat hierdie brief, en ek vrommel hom op, en ek gooi hom in die drom, as jy my wil praat, sit jou naam by, dan praat ons met mekaar. Ek weet nie wie die ou is nie, hy het dalk weer nooit kerk toe gekom nie, maar ek sal dit nie vandag so doen nie. Ja, dit is wat ek van jou waardeer, en dis wat mense van buite af na jou kyk, en om te sien, jy het nie net 'n hart vir die mense in jou gemeente nie, jy het regtig 'n hart vir almal in die gemeenskap, ongeag ras, geloof, jy's lief vir mense, en jy kom by hulle uit, en jy bou verhouding, en ek dink dit is so belangrik. Dis belangriker as, ek vra, wie in jou kerkbank sit. Almal wat in die kerkbank sit moet verstaan, Don Kritzinger, prof in senuwetenskap, wat kollega's hier in die gemeente, afgetrede kollega, hy sê altyd, en hy haal 'n teoloog aan wat sê, die kerk is die enigste organisasie wat bestaan vir sy nie lede. Dis mooi daaroor. So daar's 'n verskil tussen leierskap en aktivisme. Aktivisme is om uit te storm in die heuwel in met 'n fakkel en 'n vlag en te skree, kom staan nie by my. Dit is nie regtig sukses, dit is korttermyn. Dit maak rimpelings, maar dit maak geen verskil nie. Leierskap is om agter iemand te gaan staan met jou hand op sy skouer, jou mond by sy oor, en jou ander hand wys jy vir hom iets wat jy sien, en praat met hom daaroor, en sê, ons twee kan saam so intoe gaan. So daar's 'n manier om met verandering te werk,
waar jy moet verstaan, waar jy lei mense van waar hulle is, nie van waar jy is nie. So daar's 'n manier om met mense te werk wat vaste idees het oor goed. En toe ek in die gemeente gekom het hier, het ek in die middel van COVID, het ek 'n opsie gehad om te sê, wel, kom ek vegetate vir 'n jaar en kyk hoe die lay of the land is, of kom ek slaan koers in en toe sê ek, wel, ek het beperkte tyd, ek gaan koers inslaan. Ja. Met al die skills wat ek het en met al die genade en onderskeiding van die Here om nie te veel op eiers te trap en te breek nie, het ek koers ingeslaan. Ja, want jy's tog 'n leier. Ja. 'n Passie van jou wat uitkom in die gemeenskap is sport. En dan wil ek ook uitkom by die rugby dinge. Vertel my daarvan. Sport was 'n faktor in my lewe wat vir my 'n klein platformpie gegee het om op te staan. As 'n jong seun wat geen selfbeeld gehad het, geen selfwaarde nie. Ek het vriende ontmoet in graad 11 wat landloop gedoen het en ek het saam met hulle begin draf en ek het 'n onderwyser gehad, meneer Swiegers. Hy het Afrikaans in Elwo gegee, liggaamsopvoeding by Kroonstad Hoërskool. En een middag toe hardloop ek saam 200 meters, ek het toe begin saam hardloop. Toe nou skraal geword en nie geweet nie. En toe, so die 17de, 18de, 200 toe hardloop ek voor. Want ek tog toe agterop ek 'n bietjie hardloop. En hy roep my een kant toe, maar ek het nog nie in my lewe iemand so kwaad gesien nie. Ek was letterlik doodsbang. En hy sê vir my, waarmee is jy besig? Ek sê vir hom, eers meneer, hy sê raad, hoe dit nou gaan werk. Hy sê, by elke oefening. As jy nie by die oefening is nie, is jy by meneer in die kantoor, môreoggend. Meneer is klas toe gaan nie. Hy sê, en by elke oefening sal jy 200 in hierdie tyd hardloop, en 400 in hierdie tyd hardloop. En daar kom dissipline, en daar kom 'n liefde vir... En ek ry in my matriekjaar, om kouse te gaan koop, oefenkouse. My pa het vir Wanderers gespeel op Kroonstad. Ek gaan koop Wanderers kouse. En om by die rugby proewe, want ek is teen 'n fiks. Want ek moet nou in rugby, want ek is standaard 7 het meneer Maton my weggejaag. My gesê ek is te sleg om rugby te speel. En ek ry 'n bakkie vas en breek my arm. En ek hardloop toe landloop in matriek. En eindig met Harry Smit bergwedloop, wat ons hele groep saam met meneer Swiegers as 'n afskeid gaan doen het. Dat is die grootste ding wat ek nog ooit gedoen het. Ek moet hierdie vir jou vertel. Die Kroonstad Times kom doen 'n onderhoud met die atlete wat die strafsitter wêreld voltooi het. En hulle neem 'n foto, dan het die Times kom neem 'n foto van ons en ek is toe opgewonde. Ons is op die agterblad van die Times en ek kyk na die foto en ek sien maar ek is nie op die foto nie. En ek dink maar ek was daar. Ek het hulle my uitgesny of het hulle een geneem toe ek weg is. Dis nou die gedagte. Toe het ek so maar geword. En my hare is so wit geblyk dat die son dat ek myself nie herken het nie. Ek het die vet fotootjie van graad 10 in my gedagte. Dis wonderlik. So, sport was lewensveranderend. Ek het rugby gespeel in die koshuis in die eerste span geëindig. Teen my absolute ongeloof. Ek het waterpolo begin speel toe ek rugby besering gekry het. Ek het Vrystaat, ek het SA Universiteit kolslere gekry. En ek verstaan in my jeugbediening hoekom ek rugby afgerig het. Is om 'n rede te hê om op die skoolgrond te wees. As dominee het nie 'n rede om op die skoolgrond te wees. Ja. En ek het gesien hoe kinders se lewens verander deur sport. Ja, en dis 'n motor. Dis 'n medium. Waardeur jy dan. So in Clarence het jy die Eagles. Vertel my. Die projek het begin met seuns wat besluit het en dis die effek wat jy weet die quota sogenaamde quota spelers gehad het. 2019 het hulle rugby wêreldbeker gekyk en besluit maar hulle wil rugby speel met Sia in al die ouens in die natuurlijk. En toe ek hier gekom het, het hulle nou al 'n jaar probeer maar nie reg gekom nie. En baie mense het hulle probeer help. Hulle bokant Kanana en die koppie en die polle het hulle geoefen. En my eerste oefening was daar. En Lebotti Mia kom sien my toe. Andrei, ons ouderling, het hom by die Parkrand gekry, het hom gevra om af te rig. Hy's 'n lang ou met 'n snor, hy het gedink hy kan afrig. En die uiteinde van die ding is dat ek begin afrig het. Paolo Bertuzzi, die eienaar van die Italiaanse restaurant op die dorp, wêreldgehalte. Ja, hy is toe nou 'n rugby fanatikus. En toe ek kom van 'n oefening af daar by die laerskool en hier staan Paolo in die pad en hy sê, "Jan, what are you doing?" Ek dink, shucks, ek het hierdie ou nou wakker gemaak of iets, ek raas en ek blaas die vletjie. Ek sê, "No, Paolo, it's just a little rugby project we are doing." Hy sê, "Are you doing rugby?" Ek sê, "Yes." Hy sê, "What can I do to join?" En ons is 'n koppel van toe af. Fantasties. So ja, die rugby projek, ons is seker nou al
70 seuns in die 5 jaar. En dis 'n ding, dis 'n lewendige ding. Jy weet, die maandagooggend gaan ek by die hoërskool praat om bietjie werwing te doen in die opening. En Lebotte is nou op NWU Pik, is hy 2de jaar onderwysstudent. Ja, dis ongelooflik. Hy speel rugby vir sy koshuis, eerste span, wat hy graad 10 geleer speel het in Clarence. So die gemeenskap om sit by die stadion en kyk, en ek kon nie glo dat dit proper rugby is, wat afspeel, hulle is regtig. En ons het nou 3 seuns wat beurse gekry het om in welkom onder die oë van die Griffins te gaan skool gaan. Dis wonderlik, by 'n proper skool. Dit is ongelooflik, maar weer eens is dit nie net die sport nie. Ja. Jy weet, ek dink 'n groot ding in vandag se society is fatherlessness. Absoluut. En ek dink veral in die Sotos, ons praat baie keer daaroor, die Basotos het dis ook nou weer 'n hele ander gesprek, maar kinders wat sonder paas groot word en paas wat wegwerk. En ek dink dat mans omgee, dat mans iemand raak sien en hoor wat hulle drome is. Iets verwag. Ja. Jy weet, the law of expectation. Een van ons spelers, Saiso Mofokeng, het nou al 'n babietjie en 'n vrou, of 'n meisie, en hy het nou die dag, hy het 'n mooi keurryke verhaal, maar hy het nou die dag by McDonald's op die dorp begin werk. Kobus Visser is 'n groot ondersteuner van ons projek. Ja. En ek het hom gehelp trek en sy goed vir hom gekry en ek het 'n bakkie geleen, want hy het niks anders nie. Ja. En so dis meer as net dit. Die een kom en nou hy sê toe vir my, een. Coach, I feel like I have a father again. En ek dink dis die op 'n manier, jy weet, in klomp Afrikaanse en Engelse mans in die dorp, is betrokke. Soveel mense is betrokke. Jy weet, Vrydag maar as 'n touchies is daar mense wat deelneem. Ja, positiwiteit steek so aan en dit is hulle iets wat leer so om met wit mense te sosialiseer. Jy weet, en selfvertroue te bou. Dis nog 'n ding, geloof in politiek, jy weet, in die Afrikaner is dit iets wat mense nie oor praat nie, maar ek dink dit raak so belangrik, want dit is verweef in ons elke dag, en dit kan 'n nosie wees waaroor mens praat om 'n braaivleisvuur, maar op die grond is dit belangrik dat ons mekaar se lewens sien, mekaar se agtergrond verstaan, weet hoekom doen daai een, want sy kultuur is anders, jy weet, dit gee mense soveel insig as mens regtig tussen mekaar verweef loop. Dit is iets wat jy doen, jy weet, in ons gemeenskap is so belangrik. Ja, politiek is nie, het niks met, politiek is 'n menslike verskynsel. In Clarence is die boere bo kan die berg en die boere onder kan die berg. Na 150 jaar nog steeds in mekaar se hare. Omdat sekere boere onder kan die berg het nou voordeel gekry uit die Engelse oorlog uit, en hulle het nou, so as hulle nou hierdie kant wil plase koop, dan moet ons hulle uitstem, ons bee hulle uit en hulle moet nie hierbo, jy weet, dit is Afrikaanse mense. Kyk, apartheid was nie net tussen wit en swart nie. Jy het nou nog gepraat van klassisme. Ek was aan die ander kant van die treinspoor. Ek het dit goed geweet. Absoluut. So dis 'n menslike verskynsel. En Jesus het nie in partytetiek betrokke geraak nie. Maar Jesus was baie krities oor die manier waarop leierskap beoefen is. En die Bybel is vol daarvan. Jy weet, Psalm 72 is 'n hele psalm oor hoe die koning moet heers. Jy weet, gesag kom van God af. So ek beskou dit die verantwoordelikheid van gelowiges om nie net betrokke te raak in leierskapsstrukture nie. Soos in Clarence en ons het klomp mense in al die verskillende goed wat ons het, strukture, maar om Christus te leef daar, jy weet, regverdigheid, do justice, wees eerlik, jy weet, soek die beste, bou iets wat sinvol is, want dis wat dit beteken om 'n Christen te wees. Absoluut. Ons is nie 'n pie in the sky when you die nie. Jy weet, ek sê altyd vir mense, as ek my lewe vir die Here gegee het, gaan die hemelse deure daarvoor oop, dit swaai oop en die lig van God skyn tot by my voete. En ek het 'n verantwoordelikheid. Ek moet nou in die lig leef, jy weet, so. Absoluut, Jan, dit is vir my so as 'n gelowige self, jy weet, as ek so passievol daaroor dat dit geloof en jou Jesus loop, die res moet oorskry. En dit is regtig wonderlik dat 'n leier en 'n dominee in ons gemeenskap dit so sien. Wat of waar vir jou is 'n free state? Die feit dat ek en Esther nou alleen is, weer 'n koppel is, en sy het nou gevra dat ons nie weer 'n hond of 'n kat moet hê nie, of 'n budgie, dat ons kan vry wees. Dat ons kan vry wees. Dis vir my om by die huis te kom. Is vir my, ek sê altyd vir mense, ek kan nie dink hoe dit moet wees om hard te werk en konflik te hanteer en by die huis te kom en dieselfde te doen nie.
So, dit is my lekker om saam met my vrou te wees. Dit is my lekker om saam met my kinders, ons het die afgelope verlof het ons 'n naweek saam met al my kinders gehad en hulle aanhangsels. Sê vinnig vir die wat jy nie ken nie. Hoeveel kinders? Wie is Ons het hulle? 3 dogters, ek en Esther. Nelien, Anja en Tessa. 3 jaar uit mekaar uit. Ons het tussen Nelien en Anja het ons 'n seentjie baba verloor. En ja, so Nelien is 'n mediese dokter, sy spesialiseer in genetika by Wits. Anja is 'n fisio, so sy werk in my praktyk in Somerset Wes. En Tessa is 'n arbeidsterapeut. Sy's getroud met Tiaan en hulle bly in Potch. Een van jou dogters al getroud. Ja, een is al getroud. Die ander net 'n vaste kerel. Ek wil hom ek wil hom maar net aanmoedig baie keer om 'n volgende tree te gee. Hy's 'n lekker ou. En ja, almal het in my vrou se voetspore gevolg, maar almal is in die helping professions. Wow. En hulle ingesteldheid is my vrou is weet sy's ek sê altyd sy Moeder Teresa van kinderwerk. Sy's amazing, sy werk met gestremde kinders met cerebrale parese. Wow, sy En die Here het haar, sy's 'n fisio. En die Here het haar, weet dis haar calling. Dis haar roeping. Ek so lankal mal geword, maar sy ja, so dis die kids. Ja, baie 'n mooi koppel in ons dorp. Jan, omskryf vir my Clarence. Clarence is 'n potjiekos. Ek sê altyd vir dominees wat kom preek, ek moet baie versigtig handpick. So as daar van die dominees is wat die preek, met julle weet, julle is vreeslik versigtige handpick. Want Clarence is anders as enige ander Vrystaatse dorp, of mind you enige ander dorp. Maar, jy weet, daar's min dorpe soos Clarence, in die sin dat ons 'n kosmopolitaanse plek is. Hier's 'n stoere Afrikaner mense. Wat sukkel met Engels. Ek het 'n lidmaat verloor reg aan die begin met ou mense. Jy moet minder Engels praat. So sê ek, as daar Engelse mense in die kerk is, gaan ek vir hulle hallo sê en ek gaan hier en daar vir hulle probeer insluit. Dis net hoflikheid. Ons het mekaar gemis en ons is nog vriende, maar so dis 'n potjiekos. Potjiekos is 'n baie ja, so goeie beskrywing. Ja, en die geur, jy weet dis 'n lekker plek. Ek het nou die dag gereageer op 'n ou wat 'n opmerking gemaak het in die sosiale media wat ek dink kortsigtig was, en ek dink, jy weet, leer ken die hart van die dorp. En die hier en daar is daar 'n beentjie in 'n stukkie vleis in 'n tendon en 'n stukkie skil van 'n pampoen. Daar's altyd dit. Natuurlik. Maar die jy weet, die plek vir almal is ruimte vir almal. En ek dink ook met die nuwe mense wat in die dorp moet kom, jy weet. Dus ek sê nou die dag in die erediens, jy weet, julle ken mekaar nie. Ons ken mekaar nie. 20 jaar terug het julle mekaar geken. Julle ken mekaar nie. Julle weet nie wie mekaar is. Breek die mure af en ja, gesels. So en die verdeelslyne tussen kulture is maar nog sterk, is Vrystaat. Natuurlik. Maar mense, jy weet, ons het 30 gastehuiseienaars wat deel is van ons gemeente. En ook ander mense en vriende wat inskakel by die gemeente. So hulle deel elke tweede naweek met mense van ander kulture wat hier kom kuier en hier kom bly. So ja, en ek dink tot in die dorpie self ook, daar's bietjie meer van 'n verweefdheid tussen kulture, dink ek. Ek het in die begin het ek ons het so gesprek gehad met al die ondersteuningsorganisasies in Botswana en Palme en Kanana. En toe vra ons met 'n klomp mense uit die Boedorp uit. En toe vra ons vir hulle jy weet, wat is vir julle lekker van Clarence? En al die kulture, dis mooi, dis vredevol, dis rustig. En die swart mense het gesê there's not so much racism as in other places. Wow, dit bring my by 'n volgende vraag. Wat is vir jou 'n lekker mooi ding van Clarence? Wat is een van jou gunsteling goed van Clarence? Tjoh, daar's 'n paar. Ek hou van kos, so die feit dat ek omgewe is deur amper 30 restaurante wat almal 'n verskillende wêreldklas cuisine. Ja, jy weet, dis baie spesiaal. Ja. Ek dink en dit is 'n ding wat kom van lankal af. My Koenie en Elna het hier gebly en ons het baie hier gekom en ek het baie weggedrentel as hulle in die winkeltjies is tot daar by die kerkgebou, en dan het ek vir myself gesê, ek sien ongelooflike potensiaal hier vir die evangelie, want mense sal na Clarence toe kom. En ek sê baie keer vir mense, vrede is ons uitvoerproduk.
En ek sal baie keer Sondags as besoekers het vir hulle sê, as jy môreoggend wakker word, luister net, lê net in die bed en luister net. So die plek, 'n plek het 'n frekwensie. En ek dink hierdie plek se frekwensie is vrede. En ek het van die begin af myself gesê, as jy elke dag met jy vir die berg kyk. So dis miskien die ding wat jy weet hier is nie gejaagdheid nie, maar dis nie 'n oppervlakkige ding soos gejaagdheid en dis 'n diep sin van dat ek aan die grond vasgroei en dat ek dat die Here baie naby is. Ek stem saam met jou. En dis weer eens daai potjie kos van baie goeie kos, mooiste natuur, 'n diep vrede, lekker musiek. Kyk Jan, ek sal met jou 'n paar episodes kan doen en ek hoop wat ons nog kan want ja, daar's soveel diepteid en soveel stories en stories is lekker. Ek kom aan die einde van ons geselsie, maar wat is iets wat jy in Clarence sal wil verander? As jy sommer aan iets kan dink wat jy sou wou verander. Vandat ek my verstand gekry het as 'n mens in my middel 20s, 30s en begin verstaan het dat wat dit beteken om mens te wees is en wat die Here bedoel met community en met koninkryk. Is dat die Here se koninkryk sal kom. En dis 'n ou woord, mense verstaan dit nie wat dit beteken nie, maar dat ons almal onder die heerskappy van God sal leef. Wat beteken dat Lebotte en Kobedi wat ons hoof is van ons dorpse munisipaliteit, wat 'n mens is met 'n ongelooflike mooi hart, dat ons verby ons aangeleerde jy weet aannames by van mekaar sal kom. Ek het nou in die week met 'n vriend in Australië wat gereageer het op 'n Facebook opmerking van my, het ek 'n WhatsApp gestuur. Toe sê ek, hoorie Pel, ek debat nie op Facebook nie, dis 'n mors van tyd. So ek sê daar wat ek dink belangrik is. Ek sê maar ek sal met jou 'n gesprek hê. Jy's 'n maat van my. Hy was my vaskopstit op universiteit. En kom ons gesels. En ons verskil van mekaar. Maar dit beteken nie ons is en ek dink as ons daar kan kom waar ek iemand se humanity raak sien, wat ek God ontdek in iemand en verstaan wat iemand se drome en ideale is. Ek was al baie in van my seuns se huise saam met hulle ouers. As hulle stout was en nie hulle skoolwerk gedoen het, dan sê die ma's niks meer rugby nie. Dan gaan sit ek net maar daar en ek verduidelik. Lebotte toe hy universiteit toe gaan sit ek by sy ma en toe sê ek vir jy weet is jy tevrede, dra dit jou goedkeuring weg. Nee, maar sy wil net weet van die geld, toe sê ek wat dis hoe dit gaan werk. Ja. Is jy tevrede, dra dit jou goedkeuring weg. En die is 'n pynlike netjiese sitkamer, klein baksteenhuisie, 2 vertrekke, 3 vertrekke. Pynlike netjiese sitkamertjie met afgeleefde meubeltjies met almal 'n lappie wat self gemaak is oorgegooi. Netjies aangetrek. Ons is dieselfde mense. Ons droom dieselfde drome. 'n skoonskinkport te gee van wie mekaar is. Ons droom dieselfde drome. Ja. En as ons mekaar se drome kan raak leef, gaan ons hierdie land verander. So Clarence as 'n klein eksperiment, 'n beheerbare eksperiment. Hier soveel mense, hier soveel hierdie plek. Al die ander goed is hier, al die politiek en al die goed. Ja. As ons dit kan regkry om mekaar se drome raak te leef. Ja. En ek is oortuig daarvan, ons leef in 'n tyd waar politieke strukture gaan ons nie red nie. Definitief. Gemeenskappe gaan ons red. Gemeenskap gaan en om as 'n gelowige wat Jesus volg so te leef, gaan soveel doen as jy weet ek sê altyd Kate Rock se grootste droom as karakter is dat Clarence die blueprint is van die eerste dorp in Suid-Afrika waar swart en wit gemeng leef in al die areas. Jy weet en ek weet dit kan dalk oor 20 of 30 jaar kom, maar wat jy nou gesê het sluit so aan en dit maak ook sin ten opsigte van wat ons met hierdie potgoeie probeer doen. Om mekaar se storie te hoor, want as jy iemand se storie ken, weet jy van waar af en hoekom en jy weet, en ek dink dit is so belangrik, dit is so mooi, Jan, dat ons mekaar se drome begin raak leef en op 'n skoon skinkbord mekaar 'n kans gaan oor wie ek is en nie net pile gooi nie. En ek dankie vir jou aandeel in ons gemeenskap. Dankie vir jou passie en jou hart en dat sulke tipe van gesprekke en hartsplekke, dit is waarvandaan jy as leier optree. Dis ongelooflik. Ons is bevoorreg om jou hier te hê. Ek is bevoorreg omdat ek is maar 'n produk van baie mense wat in my lewe
inspraak gehad het en nog steeds inspraak het. En dat ek mag bruikbaar wees vir die Here. So ek het ook begin het vir die gemeente gesê my simbool is 'n donkie. Ek is nie 'n hoofrolspeler nie. Ek gee die indruk uit die aard van my menswees, maar ek is 'n donkie. 'n singende donkie. Ek dra die wat mooi kan sing. Ek dra die Here. Ek vat hom waar hy wil wees. Ja. En verder eet ek grasies en lyk so half verspot, jy weet, so wonderlik. Maar jou lig skyn in ons dorp en dit is kom jy hier vandag is want ons Dankie, dis eer baie jou lekker. en ons waardeer jou. Groot voorreg. Ons eindig met een bucket list item. Wat is daar op jou bucket list? Die voordeel van my lewe is dat ek my bucket list items vroeg begin afteken. Okay, maar gooi my met een. 'n bucket list item. Ja, ek weet nie, dit sê dalk meer vir my is dat ek nie regtig 'n bucket list item het. Absoluut. Dit sê waar van jou. Ja, ek when it comes I'll do it. Die emmerlysies is vol en hulle word afgetik when it by die comes, dag. I'll do it, ja. Ja. Dankie Jan. Dankie, Studio dit is tyd. groot voorreg. 'n free space. Dit is lekker om jou hier te Ek voel free.